Dis sielskoffietyd. Ek en jy is hier geplaas om te groei, geestelik en liggaamlik. Daarom kan 'n baba nie klein bly nie. Hy of sy sal deur baie groeifases in hulle lewens gaan om uiteindelik by volwassenheid uit te kom. As volwassenes sal ons ook bly ontwikkel en groei tot die einde van ons lewe. Fisies sal ons bly verander, maar geestelik sal ons ook bly groei. God sê mos vir ons in sy woord dat ons nie gespaar sal wees van moeilikhede en uitdagings in hierdie lewe nie. Want hy het geweet dat dit al is hoe ek en jy geestelik sal groei. Jy sien, hy gee daardeur vir my en jou die geleentheid om gedurende hierdie tye aan hom vas te hou en hom te vertrou om jou daardeur te lei. So leer jy hom ken en kom jy uiteindelik uit by die beste weergawe van jouself. Die persoon wie hy jou gemaak het om te wees. Die nuwe weergawe van jouself kom egter met baie totsiensse en afskeide. Dit is die deel waarvoor niemand jou regtig voorberei nie. Ons groei geestelik tydens uitdagings en dit maak dinge ook net nog moeiliker om te kan totsiens sê vir dit wat nie goed is vir ons nie. Geestelike groei is nie net opgraderings, nuwe gewoontes, nuwe denkwyses en nuwe seëninge nie, maar ook verlies. Die verlies van toegang tot mense, plekke, gesprekke, dinge en omgewings wat deel was van jou ou lewe. Dit word 'n innerlike stryd in jou binneste van wie en wat agterbly en wie en wat jou sal vergesel in die nuwe weergawe van jouself. 'n Nuwe weergawe beteken dat jy nie meer kan gaan waar jy gegaan het nie en ook nie meer kan doen wat jy gedoen het nie, want geestelike groei het plaasgevind. Nou is 'n nuwe manier van doen nodig. Ek wil my verstout om te sê dat sommige totsiense nie is omdat mense slegte mense is nie, maar dit is omdat jy nou ophou om beskikbaar te wees vir wat jou weerhou van geestelike groei. Wanneer jy begin om dissipline toe te pas en vrede te kies, hou jy op om versoenbaar te wees met chaos en dit maak mense ongemaklik. Nie omdat jy verander het nie, maar omdat jy opgehou het om jouself toe te laat om hulle gemaklik te hou. God verwyder nie net mense en gewoontes in jou lewe nie. Hy vervang patrone. Hy sal egter altyd mense in jou lewe toelaat om jou te hou by 'n hoër standaard as waarmee jy voorheen tevrede was. Onthou, seëninge oorleef nie in dieselfde omgewing as waarin verskonings leef nie. Daarom kies jy om weg te stap van die ou weergawe en in die nuwe weergawe van jouself in, omdat jy geroep is deur God vir dit wat hy vir jou beplan. Sommige mense verlaat jou lewe omdat hulle voordeel getrek het uit die ou jy. Ander mense distansieer hulle self omdat die nuwe jy nou verantwoordelikheid vereis. En luister, God sal jou omring met mense wat in jou glo en jou uitdaag om gedissiplineerd en gebalanseerd te lewe. Ja, hierdie soort groei mag jou eensaam en emosioneel laat voel. Die afskeid mag selfs pynlik wees en jou gedruk laat voel. Maar onthou, druk vorm
diamante. Dis nie dat jy iets verkeerd doen nie, nee. Dit beteken juis, jy doen uiteindelik iets reg. Om jou beste self te word, sal jou kos om God te vertrou met die proses en hom te loof en prys vir die geestelike groei wat jou sal lei tot integriteit en meer wysheid. En daardie ruil is elke afskeid werd.